Hier is nou 'n engel van Jahwe. Waar pas hy nou in? Dit maak nie saak nie. Daar's net een God en hy manifesteer op verskillende plekke. Manifesteer beteken daar's 'n gebeurtenis. Daar's iets wat jy kan waarneem. So hy manifesteer in die ou verbond as die engel van Jahwe. Maar dis Jahwe self. Nou kom ons kyk net na voorbeelde van dit. Geloof kom uit die gehoor en die gehoor kom uit die woord van God. So ons sal nou die woord van God lees en die woord van God gaan in jou hart in en dit gaan verby jou denke en dit word binne in jou 'n wete sonder jou verstand. Jou verstand bly onvrugbaar, maar jy weet. En onthou, ons hart is die bron van ons lewe. Ons leef uit ons hart uit, nie uit ons verstand uit nie. Rigters 2 vers 1. Toe trek die engel van Jahwe van Gilgal op na Bochum. Toe trek die engel van Jahwe op. Dis 'n persoon. Is dit Jahwe self? Hy's alomteenwoordig, hy's oralster, maar hier is 'n engel van Jahwe en hy trek van Gilgal op na Bochum en sê: Ek het julle uit Egipte land laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof het. Is dit nou 'n engel? Het 'n engel aan die Israeliete die land met 'n eed beloof? Nee, God het. En wat het hierdie engel gesê? Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Wie is hierdie engel? Dis iemand ooit gedink het, nee, maar dit is 'n engel. Dis 'n afgevaardigde engel van God. Dan sê rigters, dit kan nie wees nie, want 'n engel het nie 'n verbond gemaak nie. 'n Engel werk vir Vader, hy doen goeders, hy stuur hom met boodskappe. Maar hierdie engel wat hier praat, is God. Dan Rigters 13. Daarop vra Manoag die engel van Jahwe. Nou is ons weer by die engel van Jahwe. Wat is die naam dat ons u kan vereer as u woord uitkom? Toe die engel sê vir Manoag iets. Manoag sê, maar wat is die naam? Want as dit gebeur, dan wil ek erkenning gee aan u. En die engel van Jahwe sê vir hom, waarom vra jy my naam terwyl hy wonderbaar is, terwyl my naam wonderbaar is? My naam is, ek is wonderbaar. Toe neem Manoag die bokkie en die spysoffer en offer dit op die rots aan Jahwe terwyl hy wonderbaarlik handel voor die oë van Manoag en sy vrou. Vers 20. Toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die engel van Jahwe in die vlam van die altaar opgeval. En Manoag en sy vrou het dit gesien en met hulle aangesig op die grond geval. En die engel van Jahwe het verder nie meer van Manoag en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manoag dat dit die engel van Jahwe was. Die engel van Jahwe. Hy sien nou, maar hierdie persoon wat homself wonderbaar noem, is nie 'n gewone engel nie, dis die engel van Jahwe. En Manoag, vers 22, sê vir sy vrou, ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het. Wie het hulle gesien? Hulle het die engel gesien. Nog 'n voorbeeld, Maleagi 3 vers 1 van die engel. Maleagi 3 vers 1 sê, kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom. Nou die Afrikaans sê die Here, na wie julle soek. Die Almagtige, na wie julle soek. Na die God, na wie julle soek. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. So, dis Maleagi, dis God self, hy praat as die Almagtige. As die alomteenwoordige God. En hy sê, ek stuur my boodskapper op die weg voor my uit. En hy sal die weg vir my baan. Dan sal skielik na sy tempel kom. Wie se tempel? Die boodskapper kom. Die Almagtige na wie julle soek. En wie is die Almagtige na wie julle soek? Naamlik die engel van die verbond. Na wie julle begeerte het. Kyk, hy kom, sê Jahwe van die leerskare. Dit is 'n Maleagi, hier's goeie nuus. Hier kom 'n engel van die verbond. Die hoofletter. En wie is die engel van die verbond? Hy is die Almagtige. Die engel van Jahwe is dus Yeshua, want hy is die engel van die verbond. Die engel van die verbond is die Here na wie julle soek. Is God self. En wie kom na die aarde toe as die verbondmaker? Yeshua. Yeshua is die engel van Jahwe en die engel van Jahwe is Jahwe self. Daar's net een God. Nou wanneer daar 'n sekere taak is wat die alomteenwoordige, almagtige God in 'n sienlike gedaante wil doen, sodat die mens hom kan sien,
neem hy 'n sienlike liggaam aan van 'n engel. Maar toe hy die engel van die verbond was, het hy die liggaam van 'n mens aangeneem. Verstaan wat hier staan. Wanneer daar 'n sekere taak is wat die alomteenwoordige God in 'n sienlike gedaante wil doen. Okay, so hy verskyn aan Manoag. Woeps, daar is 'n engel. Sodat die mens hom kan sien. Dit was nie net 'n stem nie, het hom gesien. Dan neem hy 'n sienlike liggaam aan van 'n engel. Maar toe hy die engel van die verbond was, Vader Jahwe self is die engel van die verbond. Toe hy die engel van die verbond was, het hy die liggaam van 'n mens aangeneem en nie van 'n engel. Net soos wat hy te gelykertyd alomteenwoordig kan wees terwyl hy ook die engel van Jahwe is, net so kan hy ook te gelykertyd in die liggaam van 'n mens wees, maar nog steeds alomteenwoordig. Dis nie vir hom moeilik nie. Dis vir ons onverstaanbaar, onverklaarbaar, ondenkbaar. Ons kan dit nie dink nie. Vir hom is dit net, hy doen dit net. Wat? Hy's engel van God. Daar's hy. Jy kan hom sien. Hy's in die liggaam van 'n engel en hy is alomteenwoordige, almagtige God in al die hemele, gelyktydig. En hy voer 'n gesprek met Manoag as persoon daar met hom, terwyl hy ook oralster anderster is. En so half of ons verstaan sê, ja, dit kan ek verstaan, maar die oomblik as hy mens is, dan wil ons verstaan dit nie verstaan nie. Hoe kan hy 'n mens wees en hy kan God wees? Want hy kan. Hy kan, dis nie maar moeilik nie.